Hallo julle, Japie hierso. Ja, ek wil praat oor die tweede Exodus. Goeders wat daar kan gebeur tydens die tweede Exodus. En dis mos nou die seisoen waar ons leef, die kort seisoen van misleiding. Dit is wanneer die tweede Exodus gebeur. Dis een van Nicolaas van Rensburg se visioene ook. Die hele Bybel is vol daarvan. Amper al die profete in die Bybel praat van die tweede Exodus. Van Israel, nasies wat weer bymekaar kom op een plek. Dit is die tweede Exodus, mense. As die profeet praat van Ephraim en Juda wat weer bymekaar kom, dit is die tweede Exodus. Dit het nog nie gebeur in die verlede nie. Het gaan nou eers gebeur. En dit gebeur ook nie voor die 1000 jaar vrederyk nie. Dit gebeur na die 1000 jaar vrederyk, die tweede Exodus. So dit beteken ons moet wees tussen die 1000 jaar vrederyk se einde en die wit troon oordeel. Daardie gedeelte, die kort seisoen van misleiding. En ons kan ons nou sien, Lucifer probeer mens mislei in alle opsigte, met alles in die wêreld is daar misleiding. In alle fasette van die lewe lieg Satan vir ons. So ons is duidelik in die kort seisoen van misleiding. So Satan is losgelaat vir 'n kort tydjie nou. Dis nou al amper 250 jaar omtrent die kort seisoen van misleiding sover. So daar's nie meer baie tyd oor nie. Ek het video's oor hoe lank ek dink nog daar tyd is. As ek gaan net 'n paar dingetjies wat moet gebeur, soos 'n tweede Exodus, en die BRICS nasies, kan jy seker maar sê, soos Rusland, China, Iran en ander moslimlande wat saam gaan staan teen die wit Israel nasies wêreldwyd en hulle gaan aanval en oorwin. Die Bybel sê hulle gaan geoorwin word in Exodus 2, in Openbaring 20 staan dit. Hulle gaan verloor, hierdie Israel nasies. Hulle gaan laaste Amerika aanval en hulle ook oorwin. En eers na die slag van Gog en Magog gaan Rusland en al daardie nasies se Gog uitwees en dan gaan van hierdie nasies hulle areas kan terugvat. En ek glo dat Nicolaas van Rensburg het daardie stukkie ook gesien. Maar dit is nie spesifiek waaroor ek wil praat nie. Ek praat oor die tweede Exodus en hoe dit ooreenstem moontlik met die eerste Exodus. Ek dink Jehovah gaan baie van die dinge wat gebeur het met die eerste Exodus gaan weer gebeur nou met die tweede Exodus. So ons kan daarvoor uitkyk. As mens daarvan weet, kan jy daarvoor uitkyk. Nou, een van die eerste dinge wat ek hier genoem het, die verswakking van nasies, wat die vorming van die Israel nasies sal probeer voorkom, soos Amerika en Engeland. En dit is ook maar waar hierdie oorlog gaan inkom wat Amerika verloor. En Engeland gaan platgevee word in elk geval. Maar dit is lande wat eintlik agteraf Engeland meer op die voorgrond probeer verhoed, dat die wit Afrikaner, nasie, die wit boere, enigsins iewers kom in die lewe of weer 'n nasie vorm of weer beheer kry. En hulle sal dit wil verhoed, so Jehovah gaan dit, hulle keer dat hulle dit nie kan verhoed nie. Jehovah gaan dit mos laat gebeur. En wat ook 'n ander nasie daar is, wat dit gaan probeer verhoed, Jehovah gaan hulle planne in die wiele ry. Want die wit Israel uitverkorenes, Christene, moet by mekaar kom in Suid-Afrika. Vir dit om te gebeur, moet die regte mense in beheer wees van die land, moet die deure oopmaak vir hulle, om in te kom. So, dis een van die dinge wat moet gebeur. Verswakking deur finansiële ineenstortings en oorlog. En dit is baie dieselfde as by die eerste Exodus, wat Jehovah basically die hele infrastruktuur en dit waarop Egipte staat gemaak het Jehovah heeltemal vernietig. Hulle kos, hulle water, selfs van hulle eerstgeborenes wat hy doodgemaak het. Hy het 'n klomp goed in die wiele gery daar. Hy het baie dinge veroorsaak. Hulle oeste was daarmee heen, hulle vee was daarmee heen. En baie van hulle mense is ook toe ook nog dood. En dit het Egipte 'n baie groot knou gegee, hè. Maar interessant, hierdie dinge het nie met Israel gebeur nie. Terwyl hulle daar was, tussen die Egiptenare, het dit nie met hulle gebeur nie. Die Israel oorblyfsel mag dalk minder swaar kry ervaar as die res, soos die geval was met die plaae in Egipte voor die eerste Exodus. Ja, want die dinge het met die Egiptenare gebeur, maar dit het nie op die Israeliete gekom nie. So, vir die Israel uitverkorenes, en hulle is die mense wat die gebooie van Jehovah onderhou deur geloof in Yahushua mense. Dis nie alle Christene nie. Nie alle wit Christene gaan dit uitverkorenes wees nie.
Net die wat bereid is om weg te draai van hulle sondes af. Net die wat bereid is om reg te lewe, bereid is om die gebooie te onderhou. Deur geloof in Jehoshua. Hulle kan gekonsidereer word as uitverkorenes. En soos ek sê hierso, dinge kan dalk anders uitloop vir hulle as vir die res van die mense wat nie Jahwe dien nie en wat rebels is. Net soos wat ons lees daarso oor die eerste Exodus. Die dinge het met Egiptenare gebeur, maar nie met die Israeliete nie. Onderdrukking van Israel nasies sal plaasvind net voor die tweede Exodus begin, deur wette gemik teen wit nasies en belastingverhogings, haat teenoor die wit Israeliet sal toeneem. Ons sien dit mos nou maar gebeur. Met die eerste Exodus ook het Farao die werk harder en moeiliker gemaak vir die Israeliete. Die soortgelyk hierdie tyd waarin ons leef, gaan hulle dit moeiliker maak vir die wit mense. Finansiëel gaan hulle dit moeiliker maak. En hulle sweep die ander nasies op teen die wit mense. Hulle het al begin die kinders leer in die skole van hoe sleg is wit mense. En dat jy maar net, as jy wit gebore is, dan is jy klaar skuldig. Dit is nie asof jy eers iets hoef te doen nie. Jy is sommer maar net skuldig want jy is wit. So hulle druk dit die mense se kele af, dis mos maar die Jode wat dit doen. Want soos ek gesê het in 'n vorige video, in hierdie kostseisoen van besleiding, die hande van Satan in hierdie tyd is maar die messelaars en Jode. Dis die twee groepe wat vir hom werk en sy wil doen hier op aarde in hierdie kostseisoen van misleiding. 3 dae duisternis op aarde, die mense dit moet gebeur, want dit het gebeur met die eerste Exodus en dit gaan nou weer gebeur met die tweede Exodus ook. Maar die Israel oorblysel mag dalk lig in hul wonings hê gedurende hierdie tyd, soos dit die geval was met die eerste Exodus. Ja, ons lees daarso dat in Israel se huise in daardie areas was lig, maar die res van Egipte was donker. Nou, dit is natuurlik, soos ek sê, 'n moontlikheid, want as dieselfde gaan gebeur, dan gaan dit mos nou ook gebeur. En ek het al iemand gehoor wat gepraat het oor die 3 dae duisternis en dat daar lig gaan wees in die uitverkorenes, die ware gelowiges se huise. Dat hulle wel lig gaan hê, dat dit nie so pikdonker gaan wees by hulle nie. En dis 'n moontlikheid. Dis seker nie so belangrik om te weet nie, maar ek dink selfs dit sal ook die geval wees. Maar wat ek sou aanraai, dat soos die eerste Exodus, Israel het hulle huise se deure en goed met bloed gesmeer. Nou Jehoshua is ons bloedoffer en ons moet ons huis salf en die bloed van Jehoshua pleit oor ons huis en ons mense. Voor hierdie ding gebeur, mense, moet jy dit doen as beskerming vir jou huis. Dis wat Israel mos gedoen het daar met die eerste Exodus ook. So dan moet jy dit nou weer doen. En dan finansiële guns vir die Israeliet oorblysel is moontlik gedurende hierdie tyd, soos die geval was voor die eerste Exodus, toe Israeliete geskenke van Egiptenare ontvang het, net voor hulle Egipte verlaat het. Dit mag weer 'n moontlikheid wees, op ander maniere dalk, dat Jahwe van die Israel uitverkorenes gaan seën finansiëel, en hulle gaan guns hê, nie asof mense net uit die bloute vir hulle gaan goed gee nie, maar op ander maniere dalk dat Jahwe dit aan hulle voorsien, hulle idees gee om iets te doen, of sê nou te belê iewers, of wat ook al, en dan werp dit vrugte af, sulke dingetjies. Dan die laaste, die bonatuurlike bymekaar maak, van die goeders wat mense kry, laat my ook dink maar aan die kreermiljoene. Ek weet, daar is 'n video gewees, ek het gesien het, dat hulle van het gekry het al, maar ek dink nie, hulle het alles gekry nie. So dit is ook nog 'n moontlikheid dat dit weer gevind sal word. Maar dit sal meer wees seker na hulle bymekaar gekom het. Bonatuurlike bymekaar maak en voorsiening vir Israel uitverkorenes, vuur en wolkkolom, manna. Ja, daar gaan, ek dink, klomp wonderwerke gebeur vir die Israel uitverkorenes, om te bymekaar te kan kom in Suid-Afrika, selfs miskien dat hulle soos 'n Philip, hulle sal op een plek wees en skielik is hulle op 'n ander plek, en so hulle skielik, of selfs, hulle sit nog in 'n ander land, dan sit hulle skielik al by Suid-Afrika, of so iets. Dat Jahwe kan sulke dinge ook doen. Maar of Jahwe hulle bonatuurlik hulle vat of kry by Suid-Afrika,
en hulle beskerm op die pad as hulle op 'n ander manier moet gaan, soos met boot of wat ook al. Maar daar gaan 'n bonatuurlike voorsiening wees vir hulle, glo ek, met hulle roetes en met hulle travels waar ook al hulle heen of op watter manier ook al hulle travel. Ek weet nie of daardie tyd nog vliegtye daar sal wees nie, want by die oorlog, eerste goed wat hulle aanval is gewoonlik die lughawens. So ek dink die mense gaan dalk meer kan vlieg nie van daardie lande af. En hulle sal maar op ander maniere daar moet uitkom met bote moontlik. Daar is 'n profesie in die Bybel wat sê dat die bote van Tarsus bring Israel terug. En want Tarsus verwys na Mosambiek, maar dit verwys ook na seevaringsskepe, skepe wat op ver afstande kan vaar, is die Tarsus skepe vir die oseane gebou. Nou maar dit sê dat mense gaan gebring word op skepe na Suid-Afrika toe, Israeliete. Dit staan so in die Bybel. Ek het dit genoem in 'n vorige video, so ek het nie nou die vers by my nie. So mense, dit is nou maar die lys van dinge wat nou moet seker moontlik gebeur. En dan sien ons in Esegiel 38 dat hulle gaan hulle lande verlaat as gevolg van oorlog wat by hulle lande is, gaan hulle vlug. En dis die rede hoekom hulle gaan daar 'n tweede Exodus gaan wees. En dan gaan hulle vlug Suid-Afrika toe. Jahwe gaan vir hulle laat weet, of hy gaan dalk hulle video's of my video's vir hulle gee om te kyk, dat hulle kan sien hulle moet Suid-Afrika toe gaan en nie na die fake Israel daarbo nie. En ja, dis wanneer dit gaan begin. So dit begin omtrent eers met die oorlog wat kom na die Wit Nasies toe, en dit het nog nie eintlik afgeskop nie. En ek dink van nog is dit, ja, die 3 dae duisternis sal aandui na wanneer die tweede Exodus begin. Net soos met die eerste Exodus was die 3 dae duisternis mos net voor die Exodus begin het. Net na die 3 dae duisternis was die dood van die eersgeborenes toe ook, en toe begin die Exodus. So net na, en ek het 'n video gemaak vir julle wat wys in die Septuagint dat dit begin op 'n Pasga, is die 3 dae duisternis weer, net voor Pasga seker, soos met die eerste keer, en die Pasga in die suidelike halfrond waar ons is, want dis waar Kanaan was, op die ewenaar ondertoe. Dit is dan in die einde van die jaar, September, Oktober se kant. Ja, maar dis die tweede Exodus vir julle. Dit sal seker maar 'n rowwe tyd wees, maar Jahwe sal sy uitverkorenes daar kry, en beskerm. Daar sal dalk selfs die gevalle wees wat mense weer manna kry, en manna eet. Dit is mos wat Jahwe vir hulle gegee het in die woestyn. So, hoekom nie hierdie keer weer nie? Ek sê mos, Jahwe gaan bonatuurlik voorsien vir die uitverkorenes, die Israel uitverkorenes, en as jy wil kwalifiseer, dan moet jy die gebooie van Jahwe onderhou, deur geloof in Yeshua, anders gaan jy nie kwalifiseer nie. En natuurlik, jy moet wit wees, want anders is jy mos nou nie Israel nie. Ek glo nie in die geestelike Israel stories nie, maar in elk geval, hierdie gebeurtenis van die tweede Exodus is net vir fisiese Israel. Dit is nie vir geestelike, as daar so iets was, 'n geestelike Israel nie. Dis vir die fisiese Israel wat weer by mekaar moet kom, want dit is die fisiese Israel dan wat 'n nuwe verbond met Jahwe gaan sluit, die Jeremia 31 verbond. En ja, so en so voort. Maar in elk geval geniet julle dag, dis wat ek oor wou gepraat het vandag. Tot ziens.